Welkom by Boekwurm. Elke storie het 'n stem. Sit terug en geniet die verhaal. Solly se storie. Geskryf deur Johan Jansen van Rensburg. Ken jy vir Solly? Solomon van Aswegen is gebore in Namibië. Die sankt en die wind is sy huis. Harde klein tyd het van hom boba's jagter en spoorsnyer gemaak. Solly is gewild by bykans al die jagplase wat naam dra. Gereeld boeks hulle hom om oorseese toeriste se trofeejag te verbeter. Die man is bruin soos die namib en taai soos 'n ratel. Etiket ken hy nie en sy sosiale vaardigheid is ietwat verdraaid. Tog, wanneer kampvure hoog brand en kameelhout kraak, raak sy tong los. Dan vertel hy land en sand vir almal wat wil luister en vir die wat nie wil luister nie, sy ervarings in die veld. Sy vreemde dialek en sy talle noue ontkomings in die bos laat sy toeriste vir ure daaraan herkou. En as die kole doodgaan en net die as agterbly, dan krap hy 'n kool oop en steek sy lang steelpyp aan. Kinders wat nie kan slaap nie, sluip suitjies uit rondawels en tente uit en kom sit by hom. Sommige net om vir hom te kyk, die man van die bos. Dis vir hulle wat hy sy lekkerste storie bære. Hy sal tot groot vertoon langsaam sy pyp dooddruk, 'n blerts in die vuur spoeg en dan sy bruin bene lank voor hom uitstrek. Hy sal vir hulle die maan wys. Dan sal hy vir hulle vertel van die 3 groot vlakvarke en die nare wolf. Lank gelede was daar 3 groot vlakvarke. Hulle woning was in groot gate diep in 'n donker rousentjiebosse, daar waar niemand die adres van ken nie. Hulle was rond en gesond, want hulle was slim genoeg om groente te kweek onder die rousentjiebosblare, daar waar meneer Son hulle nie kon steek nie en mevrou Ryp hulle nie kon knyp nie. Hulle het ook geweet hoe om trosse rousentjies met hulle snoete van die rousentjietakke af te haal, en hulle het hulle eie rousentjie bossiebier gebrou. Wolf, die ou sleg, het net langs hulle in die klipperige vlaktes in 'n gat gebly. Hy was nie slim nie, hy was maar van die honger. Hy kon nie dink aan een plan om self kos bymekaar te maak nie. Toe die hongerte later doodsake raak, besluit hy om die wêreld te gaan verken. Hy sniffel hier en grou in die grond daar. So loop hy soek met sy neus op die grond, totdat hy 'n rousentjie raak sniffel. Die rousentjie proe so lekker soet en taai in sy mond. Nou daai sy maag skoon bollemaakies van die honger. Hy sniffel vir nog rousentjies. Ai, en net soos met Hansie en Grietjie, lei die rousentjie spoor hom tot vlak voor die 3 vlakvarke se rousentjiebos. Hy sien die 3 vlakvarke skoffel in hulle tuin waar hy afloer deur die takke van die rousentjiebos. Hy sien hoe bol die lekker groente onder die rousentjiebosblare uit. En hy ruik die heerlike soet rousentjiebier wat in 'n leë bynis aan 'n tak swaai. Dit laat die ou sleg se bek water. Soos 'n regte wilde dier storm die ou sleg op die 3 niks vermoedende vlakvarke af. Die 3 groot vlakvarke skrik niks. Hulle tande is dan net so groot soos wolfsin. Maar wolf grom en grom soos 'n brandsiek wilde hond. Die 3 varke kyk vir mekaar. Sê nou hulle kry hondsdolheid as wolf hulle reë met sy vrottande raps. Boerts is hulle in die groot gate in en stoot bosse dooie rousentjieblare met hulle snoete voor die opening vir 'n deur. Wolf hap halfhartig na die pen regop sterte wat reg voor sy wang verby swiep. Wolf klop aan die deur en beveel die 3 varke om oop te maak. Hulle hoor niks nie, want die 3 vlakvarke was slim genoeg om die gat uit te grou tot teen aan die waterplas se kant. Daar lê hulle nou, die saligheid van self,
en rol in die vuil modder om die stres en die reuk van die ou sleg van hulle af te was. Wolf grou en grou met sy voorpote, tot die 3 vlakvarke se blare deur aan flarde is. Hy kruip so ver as dit sy bolster toelaat in die gat in. Niks nie. Net die reuk van vars vlakvarke hang bedwelmend in die lug. Hoe kom hy nou uit die gat uit, wonder Wolf dom. Hy kan nie omdraai nie. Sy stert sit buite die gat en sy bek sit binne vas. Hy begin van vooraf grou en grou en grou. Uiteindelik kom hy aan die reverse. Hy val die laaste stukkie uit die gat uit en rol en tot binne in die roosynkiebosse vas. Koei, vlakvarke, koei! Wolf spit sy ore. Weer roep die stemmetjie. Koei, is julle tuis? Wolf loer versigtig deur die takke van die roosynkiebos. Rooikappie staan op haar toentjies en loer by die opening van die roosynkiebos met 'n mandjie in haar arm. Wolf maak sy stem vlakvarkagtig. Ons is besig om ons sterte te krul, Rooikappie. Rooikappie lag dat haar kappie op en af wip. Ek kan nie inkom nie, julle weet mos. As ouma sien daar is 'n hakkie aan my rokkie, is die gort weer gaar. Wolf is dom. Hy is ook nie baie vriendelik nie. Nou wat soek jy dan hier? Amper het die ou sleg vergeet om sy stemmetjie vlakvarkagtig te maak. Rooikappie druk haar handjies in haar sye. Sy maak haar wange bol. Wel, dan sal ek, maar die pizzas wat ek vir julle wou bring, weer terugneem saam met my. Wolf sê, dis nou 'n jammerte. Ons sal dit graag wou eet. Dit ruik so lekker. Maar Rooikappie voel nie meer vriendelik nie. Sy draai so vinnig om, dat haar skoene op die droë grond knars. Wel, ek vat die lang pad ouma toe. As ek voor julle daar is, eet ek en ouma souwaar hierdie pizzas alleen op. Weg is Rooikappie, al met die een spoortjie langs na ouma se huisie op die bult toe. Wolf is slim genoeg om te besef, hy is 'n maaltyd kwyt. As hy nie so vasgesit het in die roosynkiebos-takke nie, sou hy nou heerlike pizza en roosynkiebosbier gedrink het. Die ou sleg wikkel hom uit die takke uit. Hy hol so vinnig as wat hy kan, ster tussen die bene, tussen die bosse in, op pad na sy klipperige gat toe. Hy kyk in sy spieël en kry 'n slim plan. Hy gel sy hare, hy sit sy donker brille op en hy smile 'n sluwe smile. Hy lyk nou nes Jan Brandt. Vinnig verdwyn hy weer uit sy gat uit. Hy ken 'n kort pad ouma se huis toe. Hy sal lank voor Rooikappie by haar huisie wees. En dit is toe ook net so. Wolf alias Jan Brandt, bekend as die grootste skelm in die omgewing, kom eerste by ouma se huisie aan. Hy klop aan haar deurtjie. Wie is dit wat so klop aan my deurtjie? Kom die stem van ouma deur die venster. Dis Jan, ouma. Jan wie? Jan Brandt. Wolf leun teen die deur en stamp hard teen die deur met sy sterk hand. Ek bring vir jou blomme. Die ou sleg skelm ruk sommer 'n bos van ouma se malvas uit die grond uit en hou dit voorbarig voor sy bors. Jan Brandt, juig ouma. Ek het altyd gewonder wanneer jy by my sal kom flikfooi. Ouma gooi die deur oop en nooi die wolf hartlik in. Hulle sit net aan vir 'n glasie bier, toe Rooikappie haar opwagting maak. En wie is jy nogal? Die wolf se stert wil bil by sy broek uitklim, so stres hy nou. Hy hou homself slim. Jan Brandt. Ooh, sê Rooikappie. Sy sit die pizzas op die tafeltjie tussen hulle. Wolf sluk wild aan die spoeg wat by sy bek wil afsyfer. Hy verrek amper sy nek soos hy sy kuif weer gooi. En wat soek jy hier? Sy haal haar kappie af en trek 'n stoel uit om by hulle te gaan sit. Ek het vir jou ouma kom kuier. Ooh, sê Rooikappie weer. Ek het pizza gebring. Wil jy ook hê? Rooikappie slaan die deksel van die pizzaboks oop. Die geur van heerlike kaas en steak en brood bedwelm Wolf heeltemal.
Die ou slegskelm kan homself nie meer beheer nie. Hy gryp met 'n egte wolfklou na die eerste stuk, net toe Brother Bear die huisie se deur oopstoot. Wolf trek sy poot stadig terug en lek die kwyl van sy lippe af. Brother Bear is sommer kwaad toe hy die vreemdeling aan die tafel sien. Sy grove beerstem bulder. Wie sit op my stoel? Ouma en Rooikappie wys na Wolf. Wolf skrik sy stert uit sy broek uit. Hy wip van die stoel af. Brother Bear kom afgemete na hom toe aangestap. Die keer is sy stem nog kwaaier. Wie eet uit my bord? Ouma en Rooikappie wys weer na Wolf. Wolf retireer en stamp alles om wat teen sy stert swaai. Nou sien almal wie die danige skelm Jan Brand is. Dis niemand anders as die ou slegte wolf nie. Brother Bear maak sy bek wyd oop en steek sy nals ver uit om vir Wolf te skraap. Wolf spring deur die venster en hardloop tjank sterk tussen die bene die paadjie af tot binne in die waterplas waar die 3 vlakvarke nog heerlik rondrol. Net daar en dan tackle hulle die wolf van stert tot bek en baie later, toe die son al onder is, kom 'n druipnat hongerwolf by sy klipprige gat aan. Hy gaan lê bedremmeld met sy een voorpoot op die ander een. Die maan kom op en wolf huil honger. Skelmplanne gee nooit 'n vol maag nie, snik hy verlaas in die maanlig. En tot vandag toe sal jy sien hoe dat wolf in die maanlig huil oor sy skelmplanne. Dit was Solly se gunsteling storie. Die kinders het tot teenoor hom geskuif en kyk bang vir die maan. Solly maak sy hande bak voor sy mond en huil soos 'n ware wolf. Die kinders skrik so groot dat hulle hande en hare tente en ronddawels toespandeer. Solly lag gedemp. Dis die beste deel van die storie. Dit was een van vele stories uit die pen van die skrywer. As jy hom geniet het, oorweeg dit gerus om een van die skrywer se boeke op jou boekrak te sit. Natuurlik eers wanneer jy hom klaar gelees het. Besonderhede waar om 'n boek van die skrywer te bekom, is in die beskrywing. Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.